So, baie welkom by die derde dag in ons Pinksterreeks en ons praat vandag oor om die Here lief te hê. En die uitnodiging is om vir onsself te vra prakties, wat beteken dit, hoe lyk iemand wat die Here liefhet? En hoe help die Pinkster ook, maar hoe help die Sabbat ons om daai in te oefen? So ons doen dit aan die hand van Deuteronomium 6 van vers 4 en ek gaan dit nie saam met julle lees nie, so hierna kan jy net blaai na jou Bybel toe en dan kan jy 'n bietjie dit vir jouself lees. Ek gaan net die temas daar uithaal en hoe dit ons leer om die Here lief te hê. En so hierdie Deuteronomium 6 van vers 4 af staan bekend as die Shema. En dis iets wat godsdienstige Jode elke dag deel sou maak van hulle gebedslewe. En so dit was iets wat hulle hele spiritualiteit gevorm het en hulle menswees gevorm het. So, Shema beteken luister. En dit is die eerste ding wat ons as Christene kan leer oor liefde. Ons het al reeds baie oor gepraat, maar die bron van liefde is God se liefde self. So ek het onlangs toe luister ek na 'n podcast waarin die persoon skryf of sê dat hy wonder of 'n mens regtig die stem van God kan hoor. Ek is een van daai wat regtig voel dat die stem van God is iets misterieus. En ek het baie respek vir die verskillende maniere waarop mense God se stem hoor. Vir my voel ek dat die woord van God, die Bybel, soos dit vir ons oorgedra is, het bevat die stem van die Here, die woord van die Here. En dat hoe meer ons dit indrink en hoe meer dit deel raak van hoe ons leef in die wêreld, hoe meer dit hier agter gaan sit in ons agterkop, hoe meer kan en doen die Heilige Gees gebruik hy dit in spesifieke situasies. En so in my lewe kom ek gereeld in situasies waar 'n skrifgedeelte net vir my na vorentoe kom en dan voel ek rustig dat dit is 'n waarheid wat ek moes onthou vir daai spesifieke oomblik. En ek voel dit is die Heilige Gees wat dit op my hart gedruk het. En ek hoef nie bekommerd te wees of te wonder is dit die Here, en ek weet mos dit staan in die Bybel. So dis hoe dit werk vir my, maar dit is nie eintlik die punt nie. Die punt is, ek glo in 'n lewende Here wat ons rig en lei, en met Pinkster leer ons dat die Heilige Gees in ons God is wat met ons praat en ons lei en ons troos en 'n klomp ander goed, maar die punt is dat as ons hom wil lief hê, dan het ons nodig om stil genoeg te kan raak om sy stem te hoor. En gereeld genoeg sy woord te lees, sodat ons sy stem en sy waarhede kan hoor wanneer die situasies dit van ons vra. En so ons het prakties God lief wanneer ons na sy woord luister. Die tweede manier wat Deuteronomium 6 vir ons leer, is daai pragtige sinnetjie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hart en jou siel en jou verstand en jou krag. En dit kan weer eens net mooi woorde wees. So ek wil so 'n bietjie net uitbrei wat dit beteken. Om die Here lief te hê met jou hart is om die Here lief te hê met dit wat jy begeer in hierdie lewe. En almal, of nie almal nie, maar baie mense wat my ken al die storie oor my, en dit is dat ek vir lank begeer het om iemand belangrik te wees, iemand wat gearriveer het in die lewe, iemand waarna ander mense kan opkyk, en intussen het die Here my begeerte bekeer, want dit was 'n egosentriese ene, dit was een wat gevestig is in vrees dat net belangrike mense, net mense wat gearriveer het, is okay. En intussen het die Here my diep oorreed en seker gemaak dat
ek is nie okay omdat ek oulik of belangrik is nie, maar ek is okay want ek behoort aan die Here. Ek is geliefde kind van die Here. En so nou begeer ek ander goed soos om die Here te dien en die Here lief te hê en goed te wees vir die mense in my lewe, om 'n lewe van betekenis te hê, klomp ander goeters. Maar ek kan regtig sê dat oor jare het daai bekering maar baie stadig gebeur. En so ek dink elkeen van ons het 'n pad wat ons stap met die Here, met waar hy dit wat ons begeer en wil hê en nastreef in die lewe, dat hy dit stadig bekeer. Die mooi ding van Deuteronomium, wat ek net hier in die begin al wil sê, is Deuteronomium sluit af en sê dat wat as jy die Here se weg kies, dan lei dit altyd na lewe toe. En so 'n mens kan sommer dink dat, jy weet, as jy baie mense is bang dat die Here gaan wegneem uit hulle lewe uit. Maar hy neem nooit weg nie. Hy voeg by. En sy manier is altyd beter en dit lei na seën. En so is dit as ons die dinge begeer wat die Here dien. En so om Here lief te hê is om daai wil en begeertes oor te gee vir God om dit te vorm en te bekeer. Die tweede ding is dan nou om lief te hê met jou siel, en dit is jou identiteit, jou menswees, die kern van wie jy is. En ek sien dit so in aksie elke Sondag as ek die musikante daarvoor in die kerk sien, wat die Here in oorgawe dien met die mens wie hulle is. En dis mooi dat in die liggaam van Christus is ons nie almal dieselfde nie. En hy wil ook hê ons moet almal dieselfde wees nie. En hy leer op meer as een plek in die Bybel dat asseblief moenie probeer om iemand of iets anders te wees as wat jy is nie. En dis een van die grootste forme van aanbidding, is as jy net bring wie jy is en wat jy het. Nou die derde ding in hierdie frase is om die Here lief te hê met jou verstand. So ek so lief daarvoor om te lees en oor hoe 'n brein werk en dat breinpaadjies deur jare verdiep word, en hoe meer jy een ding dink, hoe meer gaan jy opeindig om daai manier te dink. En die wonderlike nuus is dat die Here verander hoe ons dink, en die Here maak nuwe breinpaadjies. En weer eens dan wil ek nog terugkom na die einde van Deuteronomium, dat daai breinpaadjies wat die Here vir ons maak, lei na lewe en na seën. En as jou gedagtes besig is met 'n klomp goed wat jou aftrek en ander mense aftrek en net heeltyd afbreek, dan is een van die maniere wat ons die Here kan lief hê, is om te sê, ag Here, vat my gedagtes en verander dit. Dan is die laaste ding, krag, om Here lief te hê met jou krag. En ek het vanoggend in ons 11 uur byeenkoms het ek gesê, dis vir my so inspirerend hoe mense wat siek is of al baie oud is en nie meer so baie krag het nie, nog steeds alles wat hulle het, al hulle lewensenergie na die Here toe bring. En die hoeveelheid maak nie saak nie, maar die oorgawe daarvan maak saak. En so die Sabbat is uniek om ons in hierdie maniere van lief hê te vorm. Omdat ons op hierdie dag, wanneer ons ophou om te werk en te bekommer, dan sê ons, Here, U is die Here van my lewe. Ek is nie die Here nie. Alles gaan nie platval as ek nie aanhou werk nie. En dis 'n dag wat toegewy word aan luister en aan om die waarhede wat God in die woord vir ons gee te omhels. Dis 'n dag vir ons nie net die waarhede omhels nie, maar prakties inoefen. Ons het geleentheid om dit wat die Here sê waar is in real time met en saam met ander mense te kan inoefen.
Ek het vandag gesê dat daar's 'n ou Dallas Willard wat sê geestelike formasie begin met God wat 'n visie gee, vir ons intensie gee en maniere gee om daai visie te inkorporeer in ons lewe. En vir my som dit op van wat op 'n Sondag gebeur. Dat in ons saamkom om die woord van God en in die rus waar jy al jou aandag net gee op teenwoordig wees en vertrou en by God wees en saam met God se mense wees, daar kry ons 'n visie van God se wêreld. Maar ons word ook die keuse gegee, soos Deuteronomium eindig, hy sê jy moet kies of lewe of dood. Jy moet kies wat jy begeer in die lewe, of jy opdaag as jou volle self en of jy jou volle self gee vir die Here. Jy moet kies waarmee is jou gedagtes besig. Jy moet kies waarin stort jy jou lewensenergie. Jou intensie moet jy in lyn bring met daai visie wat die Here vir ons gee. Maar die groot geskenk vir my van die Sabbat is daai maniere dat die Here vir jou die mense en die geleenthede by so 'n Sabbatsbyeenkoms of 'n Sabbatsdag gee om dit wat jy tans in jou geestelike reis nodig het werklik te kan oefen. En so ek gaan saam met jou bid en dan gaan ek bid dat in hierdie week wat ons die uitstorting van die Heilige Gees vier, dat jy werklik bemagtig sal wees om die Here lief te hê op die Deuteronomium 6 manier. Kom ons bid saam. Ag Here, Deuteronomium 6 sê so mooi dat die tipe liefde wat U van ons vra is elke dag, alledagse liefde. Dis 'n liefde wat ons moet inoefen as ons ry en as ons werk en as ons opstaan en as ons gaan slaap. Ag en Here, hier sit ek alweer in my kar langs die skool en ek kan sommer ek weet nie eens wie hier nog gaan luister nie, Here, maar ons kan saamkom en U woord oordink en bespreek en in afwagting wees vir dit wat U Gees in ons lewe doen. En dit wat ons regtig graag na hinker, is om U lief te hê, al hoe meer en al hoe meer volkome en met al hoe meer oorgawe. En dankie Here dat ons saam kan kom om te luister en te leer hoe om U lief te hê. Ek bid Here dat ons die krag van die Heilige Gees in ons lewe sal ervaar, soos wat ons inoefen om U lief te hê. Amen.